Hallo mama. Hallo papa sê Henry, hallo papa sê Jodeintjie. Ag Jodeintjie, wie hy? Jy het gister vir papa 'n ding gewys, maar papa kan nie so mooi sien. As jy vir papa iets wys nie, en papa kan ook nie so mooi hoor as jy vir papa iets sê nie, terwyl papa op die skerm is. So ons kan met mekaar gesels op die telefoon, maar papa kan nie so mooi sien of hoor as papa sy gesig op die skerm is nie, hoor. Dan moet jy vir papa op die telefoon sê wanneer ons op die telefoon praat, né? Nou ja, papa vandag gedoen het, papa was Yorkton toe gewees en 'n mengpaneel vir die kerk gekry en 'n plek gekry. Mamma gaan hiervan hou. 'n Plek wat Cajun spice en al daai goeders het, selfs hoenders op teen baie goeie pryse. Jy koop soms so by per kilogram en jy skep vir jouself. Maar wat, dit sal mamma agterkom wanneer julle hier is. Papa sien dan uit dat julle hierheen kom. Maar wag, kom ons lees vandag se Bybelstukkie. Gaan oor Adam en Eva en die sondeval. God het alles gemaak. Toe God die eerste mens Adam gemaak het, het hy en sy vrou in die tuin van Eden gebly. Hulle was baie gelukkig en was met plesier aan God gehoorsaam, het mooi na God geluister, totdat eendag kom die slang. En die slang sê vir hulle, het God vir julle gesê, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Eva sê vir haar, van die vrugte van al die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, mag ons nie eet nie, en nie aan het raak nie, anders sal ons doodgaan. Ag, jok die slang vir haar, julle sal nie doodgaan nie. Julle sal soos God word, het die slang gesê. Die vrugte van die boom het nogal mooi gelyk, en Eva wou van die vrugte van die boom hê. Toe luister sy na die slang, en sy eet van die vrugte. En nadat Eva ongehoorsaam was aan God, het sy vir Adam ook van die vrugte gegee om te eet. Adam moes gesê het, nee, ek sal nie ongehoorsaam wees aan God nie. Nadat Adam gesondig het hulle agtergekom dat hulle kaal was. Hulle het vye blare aan mekaar gewerk om vir hulle klere te maak. En toe gaan kruip hulle in die bos weg vir God. En môre lees ons verder. Maar kom ons bid eers saam. Liewe Here, ons dankie dat U so goed is vir ons. Ons dankie Here, dat Henry en Jodijn so lekker by die skool werk, dat Henry al mooi kan begin leer skrywe, dat Jodijn al so mooi kan teken en kan maak. Dankie Here, dat U ook vir mamma seën en met haar is. Dankie Here vir tannie Hannetjie, en tannie Maggie en oom Frikkie hulle. Liewe Here, baie dankie vir al ons vriende daar op Koffiefontein, en dankie Here vir al ons vriende hier op Prieswil, wat allemaal opgewonde is, oor mamma en Jodijn en Henry hierdie kant toe kom. Here, wil U almal vir hulle seën. Wil U my liewe gesin in U genade, ook in hierdie dag ryklik seën. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. En nou gaan ons sing, as hy weer kom, Halleluja 336. Maar vandag gaan papa om daar 'n bietjie stadiger sing, né? As hy weer kom, kom haal hy sy parels, al sy parels, fraaie parels, vir Jesus se kroon. Ja, die kindergesiggies, soos die sterre se liggies, is die hemelse parels, vir Jesus se kroon. Vir die hemel, sal hy hul versamel, al die skoones, al die wittes, vir Jesus se kroon. Al die kindergesiggies,
soos die sterre se liggies, is die hemelse parels vir Jesus se kroon. Al die kinders vol liefde vir Jesus, is die parels, kosbare parels vir Jesus se kroon. Ja, die kindergesiggies, soos die sterre se liggies, is die hemelse parels vir Jesus se kroon. Papa is lief vir julle. Julle moet soet wees. En papa bel vandag weer vir julle hoor. Maar dit sal seker van vanaand se kant wees of later vanmiddag. Bye.